Ek het vir meneer Mbeki gevra dat ek graag met hom 'n gesprek sal wil voer oor vergifnis en versoening. En ons het nou vandag by mekaar gekom en ons het daaroor gepraat. En wat het hierdie aangebring? Wat is die rede vir... Kyk, ek glo ek volg vir Christus en ek probeer doen en ek probeer loop in sy voetspore. Nou sê hy vir my in sy handleiding van my lewe hier op aarde, sê hy vir my, as jy jou offer na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer of jou suster iets teen jou het, los jou offer daar en gaan maak vrede met jou broer en kom dan en bring weer jou offer. Met ander woorde, die Here beskou die bring van die offer en verskyn voor hom as minder belangrik en die feit dat ek moet vrede maak met my broer en my suster beskou hy as meer belangrik. Dan stuur hy my weg, gaan maak vrede. En dit is wat ek gedoen het. Ek weet mos nou dat deur my aktiwiteite ten opsigte van apartheid, ek het nooit vir hulle direk ten aangekom nie, maar die aktiwiteite waar ek aktief apartheid bevorder het hierdie mense seer gemaak en het vir hulle probleme veroorsaak. En ek wou dit net regstel sodat ek oor hierdie sake dat ek ook finaliteit en afsluiting kan kry. En meneer Mbeki se reaksie, was hy verwelkomend? Was hy wonderlik verwelkomend? Daai dag nadat ek ons geskakel het met mekaar, het sy kantoor my geskakel en vir my gesê hier is 'n datum en 'n tyd vir 'n afspraak. En vandag hier was hy fantasties. Kan jy byvoorbeeld vir ons sê wat presies julle bespreek het onder andere? Kyk, ek moet nou sê ek glo dat vergifnis en versoening is 'n saak, is 'n persoonlike aangeleentheid wat 'n mens op 'n persoonlike vlak in vertroue met mekaar moet hanteer. So laat ek sê, ons het vanoggend gepraat oor vergifnis en oor versoening. En voel jy nou in 'n manier jou gewete is skoon? Dit is nie eintlik gewete nie, dit is eintlik omdat ek glo, soos ek gesê het, wat die Bybel, die woord van die Here vir my sê, ek moet doen, ek voel ek was gehoorsaam en daarom voel ek baie goed na hierdie gesprek nou volg.